Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Hallo Nanti en Carly en Dr. Riza. Lekker baie gaste vandag op ons podcast en ek is veral bly dat ons vir 'n slag 'n jonger stem hierso het, want dis 'n podcast vir en oor ma's. Maar dis eintlik selde dat ons met kinders self praat oor wie dit tog ook gaan. So Carly, 'n baie spesiale welkom vir jou. Ek wil hê so voordat ons begin gesels oor 'n onderwerp, kan julle elkeen net so 'n sin of twee oor julleself sê en julle net vir ons kykers en luisteraars bekendstel. Carly, ons kan sommer met jou begin en dan Nanti en dan Dr. Riza. Okay, ja, soos julle nou hoor, ek is Carly, ek is 15 in graad 9. Tydens besig om eksamens te skryf. So lewe gaan soos dit maar in tiener se lewe gaan. So ja, daar's nie eintlik veel anders wat ek nou kan sê nie. Ek is Nanti, ek is Carly se ma. Ja, ek is Nanti van Asweg en ek is Carly se ma. Ek is gelukkig nie meer in die skool nie. Ek hoef gelukkig nie eksamen te skryf nie. Ek kan net tee aandra. Tee aandra, koekies aandra, lekker in windhoek nou waterlemoen en spanspek. Dis my werk. Okay, en ek's Riza en my pasiënte noem my Dr. Riza. Ek's 'n GP of algemene praktisyn en ja, ons ken mekaar van Windhoek af, so dis vir ons kom van Namibië Windhoek af. En ja, as julle meer wil weet kan julle vra, maar dis maar wat julle nou moet weet. Dankie julle. Nanti, ek dink vir agtergrond kan jy dalk net vir ons sê, jy het hierdie episode vir my voorgestel en ek is so bly want jy weet my dogtertjies is nou 'n bietjie kleiner voor skool. Heel ander probleme wat ek tans mee te maak het en uitdagings natuurlik van 'n ma, baie tantrums en sterk willetjies en die dinge, maar dis altyd vir my lekker as ouers voorstelle vir episodes maak van kwessies wat hulle sien in hulle of hulle kinders se lewens. Ek het al gesê probleme, maar eintlik maar uitdagings en net dinge wat ons moet hanteer. So dalk kan jy sê hoekom het jy hierdie episode voorgestel, want jy sê ook dis 'n redelike algemene ding wat jy sien hier waar. Ja, Riza en Daniela, ek was baie lank in kinderontwikkeling. Ek is in Engels is dit 'n parenting coach. Ek het baie lank coaching gedoen. En dis eintlik nogal waar. Klein kindertjies, klein probleempies. Hulle sê met kleutertjies enige fase met 'n kleuter hou niks meer as 'n maand of 2 nie. Dan is die grootste probleme uitgesorteer. Maar ek het eintlik heeltemal opgehou toe ek tieners skryf, want dis 'n ander ballgame. Dis niks wat jy leer, niks wat jy doen, niks werk meer dieselfde nie. En ek het so 'n bietjie ore beweeg in die digitale bemagtiging en ek noem dit digitale burgerskap. Ek het 'n organisasie begin Wag tot 8 wat sê kom ons wag met slimfone tot kinders ten minste in graad 8 is. En ek het ouers gewaarsku teen die gevare van slimfone, en julle het seker al baie daaroor gesels, oor byvoorbeeld sextortion, oor dopamienafskeiding, oor depressie wat kom met slimfone, al daai goed wat ons van weet. Maar ek was heeltemal onkant gevang. Toe ek en ek het met Carly baie mooi probeer, sy het eers haar slimfoon gekry toe sy begin verlede jaar graad 8 toe is. Ek het baie mooi geleer met my oudste dogter om dit nie te gou te doen nie. Ek het I put my money where my mouth is. Ek het vir haar eers in graad 8 'n slimfoon gegee. Sy het alles geweet van online predators en al daai goeters. En sy was verskriklik verantwoordelik met haar foon. En omdat Carly een van ons stokspertjies is kos maak. En Carly het hierdie geweldige liefde ontwikkel vir kos. En natuurlik soos die algoritmes werk, het die algoritmes vir haar begin kos stuur. Maar nie net kos nie. Carly is lief vir kos en sy is lief vir hardloop. So saam met die kos en die hardloop het die influencers gekom, al hierdie gesonde eetmense. En toe het ons op 'n punt gekom waar Carly by my wat verskriklik begin foodies volg en foodie en fit en al hierdie fitness vrouens en toe op 'n stadium met Carly by my gekom en vir my gesê, mamma, kos pla my. En ek het begin agterkom, sy eet al hoe gesonder en al hoe gesonder en al hoe gesonder en my kosrekening het al hoe meer en meer geraak. Ek onthou die eerste keer toe ek by Riza kom, toe sê sy vir my, liewe aarde, hoe lyk julle kosrekening? En die probleem wat, en ons gaan, Carly kan haar kant ook vertel, en hoekom ek het voorgestel het, dat ek en jy oor gesels, is daar is 'n geweldige
ongediagnoseerde epidemie wat ek dink saam met fone gaan, omdat kinders al hierdie foodies volg en begin en in eetversteurings ingaan en eetangs ontwikkel. En dis my hart van waar die episode vandaan kom. Dankie, ek dink dit is so belangrik dat jy dit ook sê en dat mense ook sien waar goed kan begin gebeur, want dit klink tog eintlik ook heel onskuldig, soos Carly, jy hou van oefen, dis 'n goeie ding, jy hou van draf, dis jy weet, fiks en gesond wees wat iets positief is, en mense sal dink foodies en lekker kos maak en gesonde kos, maar dan selfs daar skuil gevare, dat jy weet, die goed kan 'n mens eintlik bekruip wanneer jy dit die minste besef, dat selfs gesond kan in 'n stadium nie meer goed en gesond wees nie. So daar kan jy net uit jou perspektief uitdeel, soos jy dit nou gevolg het. Ek meen dan dis lekker, ek hou ook van oefen, ek hou ook van gesond eet, maar wanneer het jy dan nou agtergekom, soos toe jy vir jou ma gaan sê het, maar iets is nou nie meer okay nie, iets hierso word 'n obsessie of word 'n probleem, of ja, mens weet mos half net dat dis nou nie meer lekker en goed vir jou nie. Vertel 'n bietjie jou kant van die storie. So, dit het net onskuldig oor 'n Desember vakansie begin. Iets wat nou niks vreemd is nie, maar wat mens oor Desembers wat daar soos 3 keer 'n dag sal daar byvoorbeeld puddings en soetgoed wees. En toe het ek net in die Desember vakansie ingegaan van, o nee, maar ek dink ek kan nog steeds soetgoed en staf het, maar 3 keer 'n dag is seker 'n bietjie baie. Kom ek kies 1 keer 'n dag en dan ja, dan eet ek nie so baie soetgoed oor Desember nie, want ek weet dit is nie so great vir my nie. En daai selfde vakansie het ek toe regtig begin lief word vir hardloop, en dis ook daai selfde Desember wat ek Instagram gekry het. So alles het so 'n bietjie hierdie perfekte prentjie gevorm wat dit toe geraak het van waar Instagram algoritmes my toe in 'n heeltemal 'n ander rigting gestoot het as wat ek verwag het. En dit het selfs van onskuldige komplimente gekom van, wat mamma soos byvoorbeeld vir my sal sê, o nee, maar jou broekie sit losser, net oor die hardloop. En dan Of ek het 'n simpel ding gesê soos wat ons vir jou gesê het, ja, ons is so trots op hoe mooi jy na jouself kyk. Ja, want toe was dit nog op daai stadium regtig gesond. Dit was ek het met vryheid alles geëet maar ek het net besluit nie 3 keer 'n dag se soetgoed is. Ja, dit kan nie goed vir 'n mens wees nie, om heeldag op die bank te lê op vakansie kan seker ook nie goed vir 'n mens wees nie. En toe van daar wat ek gewig verloor het, toe begin dit 'n obsessie raak van mense komplimenteer jou op jy wat gewig verloor, en dan sit weer van okay, man, nou kan jy nie weer gewig optel nie. En nou moet jy of aanhou gewig verloor, jy moet aanhou net om daai vir amper sê komplimente by mense te kry, daai in Engels nou daai reassurance. En toe later raak dit 'n storie van ek was vreesbevange om die gewig wat ek verloor het weer op te tel. En ek wou nie verder gewig verloor nie, maar ek het toe minder geëet net om nie gewig op te tel nie. En dit het natuurlik gelei na ek wat gewig verloor en gewig verloor en gewig verloor. En daai wat jy heeltyd jouself beheer en heeltyd vir jouself sê nee, jy mag nie nou nog eet nie, jy mag nie nou nog eet nie. Daai het 'n obsessie geraak. Dit het geword van die oomblik as ek my oë oopmaak in die oggend het ek aan kos gedink, tot die oomblik wat ek my oë toemaak in die aande. Ek onthou, dit was die heel ergste Julie laas jaar se kant. Toe het ons die Drakensberge gaan stap. Dan stap jy vir 8 ure 'n dag, stap 16 kilos, dis kwaai op 'n mens se lyf, mens gebruik verskriklik baie energie, maar dan is ek bang om 'n rou met die cream beskuit in die oggend te eet, want hy het meer as 100 calories in. En toe ons daar terugkom, en dit raak eintlik hartseer, wat ek my hele oupa se begrafnis gedink aan kos, aan hoeveel ek eet. En toe ons daar terugkom, toe sê ek al vir die tweede keer vir my ma, mamma, ek dink die hele tyd aan kos, en ek dink nie dit kan gesond vir my wees nie. Ek kan nie ophou aan kos dink nie, dis obsessief, ek is heeltyd angstig oor kos, ek probeer heeltyd so min as moontlik eet, ek is heeltyd ongemaklik rondom kos. Jy het my 'n woord geleer, wat ek nie geken het nie. Ja, ek het food noise gehad, dus sê ek vir my mamma, ek het food noise, dit klink so bietjie soos 'n orkes, wat in jou kop heeltyd speel, oor kos. En
Ja. Dit raak te veel. Mens kan aan niks anders dink nie en dit gepaar met eksamens en netbal en alles wat ek op 'n hoë vlak doen en presteer. My kop kon net nie meer met dit cope nie en dis toe wat ek vir my sê, mamma, ek kan nie meer dit doen nie en ek weet nie hoe om uit dit uit te kom nie. Ek weet nie wat veroorsaak al hierdie food noise nie, maar ek weet ook nie hoe om dit beter te maak nie. Ek dink dit is wonderlik dat jy na jou ma toe kon gaan en met haar praat daaroor. Dit wil ek eerstens vir julle sê en ek hoop regtig as my dogters eendag iets ervaar ook dat hulle die vrymoedigheid het om te kom praat en dit nie weggesteek het vir jou ma nie, nê, want ek dink dit is baie keer wanneer goed nog soveel meer van 'n probleem word dat jy met haar kon gaan praat. So ek is so bly julle twee het so oop verhouding. Dis wonderlik. Nanti, wat het jy toe ek meen ek kan glo toe sy vir jou sê sy dink die hele dag gaan kos dat jy besef het maar hierdie is nie reg nie. So hoe het jy gereageer? Wat het jy gedoen en hoe het jy toe by Dr. Riza uitgekom? Ons wat sy nou ook nie gesê het nie is dat sy het so in 'n kwessie van Januarie tot April maand het Carly so 10 kg gewig verloor van Desember af. Ja. Hier by begin Februarie het sy lyfie. ja, 15-jarige lyfie 10 kilos. So hier by begin Februarie het sy die eerste keer op 'n menstrueer. Ons het nou maar gedink haar siklus is net nie, maar toe ons hier by Junie kom het ons besef wie's groot probleme want is heeltemal weg. Ons stap al 'n rukkie 'n pad met Dr. Riza, met my oudste dogter ook en op 'n stadium dit is eintlik so 'n mooi storie. Carly, ek het op 'n stadium nog gewerk en Carly moet dokter toe gaan en toe ry sy na die verkeerde dokter toe. En sy vat die Uber en sy ry na die verkeerde dokter toe en toe Dr. Riza, want sy ken toe aan, toe sy die Riza uitstap by haar spreekkamer, toe sit Carly op haar bank. En toe sê sy, Carly is nou hier, sy gaan haar nou maar help. En Carly het toe vir my gesê, mamma, kan ons asseblief na Riza toe gaan? En ek waardeer dit so verskriklik baie van Riza, dat Riza 'n deur toegemaak het. En ek dink ons was daai dag, Riza, ek dink ons was 'n uur en 'n half by jou. Arme Riza, die Ek was baie honger na ander dit en baie dors. Ek het tee nodig gehad. ja, en toe het ons by haar gekom, ja. So dis waar ons pad, en Carly het begin praat van, sy wil net na Riza toe gaan, want Riza praat nie met haar nonsens nie. En dis toe ons by haar uitgestap het, so ons het toe saam met haar die pad begin stap uit 'n mediese perspektief uit. Okay. En Riza, hulle daar by jou aangekom, ek neem aan hierdie is nie die eerste keer dat jy so iets sien nie. Maar ek dink ook jy kan dalk vir ons bietjie vertel oor veral wat sien jy onder tienermeisies. Ek dink ons weet tradisioneel dink jy anoreksia, iemand hou heeltemal op eet en bulimie, jy druk jou vinger in jou keel en jy word naar, maar ek lei af dat 'n obsessie met kos en 'n obsessie met gesond eet wat half nie tradisioneel is hoe mense dink aan eetsteurnisse nie. Veral in hierdie hele wellness en fitness influencer culture wat baie positief klink, gesond oefen, gesond leef, dat dit dan 'n ander deel van eetsteurnisse is. So wat sien jy is hierdie 'n groot probleem onder tienermeisies? Hulle sê kyk ons in Namibia praat ons maar oor die data wat ons van Suid-Afrika kry en ek dink almal van ons se perspektief is dat dit meestal tienermeisies is wat eetstoornisse het. En hulle sê ja, dis 'n groot persentasie daarvan, maar daar's nou verandering. Dis jonger kinders en dis mense na hulle menopause wat ook sukkel met eetsteurings. Ja, en dit het maar hoe sê mens multifactorial, maar so ek is net 'n GP. So let's make it clear, ek is net 'n GP. Ek spesialiseer nie in eetsteurings nie. Ek is nie 'n psigiater nie. Dit is nie my spesialiteit nie. Ek glo in familiegesondheid, ek glo in familiedinamikas, ek glo deur 'n verhouding te hê in jou praktyk met die mense kan jy genees. So dis die standpunt wat ek het as dit kom by genesing. En wat dit uniek gemaak het van Carly en Nanti, hulle is dis dat hulle as 'n eenheid gekom het. Hulle het na my toe gekom en gesê, jy weet, en Nanti het vir die tyd gesê sy's bekommerd. Sy's bekommerd oor Carly en hulle gaan my kom sien. So ek het nou nie regtig geweet waarom nie. En jy weet, Carly kon dadelik vir my sê, jy weet, sy het food noise. Sy het food noise en die kosgedagtes en wat sy moet eet en wat sy moet eet nie en hoe baie sy moet oefen, bla. En ek dink dit is 'n belangrike punt as jy nou wonder, het iemand 'n probleem? Ja, in hierdie dag se eras is daar nou maar die fitness protocols en soos jy sê, dis eintlik 'n goeie ding. Maar mens moet besef, as iets 'n plek in jou brein opvat
wat nie gewoonlik daar was nie en hy begin domineer en hy beïnvloed die kwaliteit van jou lewe, is dit dalk nie gesond nie. So as dit jou verhoudings impak, jou sport, jy weet, want 'n eetstoring begin as 'n sielkundige storing en dan beweeg dit oor na iets fisies toe. Soos wat ons nou met Carly gesien het, jy weet, ek gaan nog glad nie uitpraat nie, julle moet maar sê wat julle, jy weet, dit blyk konfidensieel wat ek in jou leer geskryf het, Carly, maar julle kan maar bylag as julle wil, maar as mens nie meer jou maandstonde kry nie, dan is dit nogals 'n indikasie dat jy wanvoeding het. So jou lyf het nie genoeg energie om 'n eiertjie vry te stel, om endometrium op te bou en om dan nou, jy weet, jou hormone is dan nie meer soos wat dit veronderstel was om te wees voor die tyd nie. So, het ek nou jou vraag geantwoord, of ek nou heeltemal op 'n tangent gegaan? Nee, jy het Maar baie Risa, dalk moet dankie. jy jy moet dalk so 'n bietjie bysê, ons het gaan bloed trek en hoe Carly se hartklop geval het hier na rustende hartklop hier na onder 40 toe. En hoe ons toe haar bloed getoets het en sy severely malnourished was op die bloedtoets. Dalk moet jy so 'n bietjie. Ja, so kyk, as jy as 'n ma miskien wonder, jy weet, waar begin mens is, as jy iemand het wat jy vertrou, of dit nou 'n dokter is, of 'n sielkundige, of 'n dieetkundige, of iemand soos dit gaan alles oor die verhoudings. Dit gaan alles oor om hierdie ding die regte manier aan te spreek, en jy soek nou nie 'n regte ou oomie wat nou daar vir Carly sê, ag, jy's 15, wat het jy nou, soos eet meer, kom oor dit, Ja. tipe van ding nie, Ja. maar van 'n mediese perspektief af moet ons besluit, is jy veilig? Is daar enige erge goeters wat jy nou moet vir oppas, en as daar enige van daai red flags is, dan gaan ons jou opneem om jou te monitor. En byvoorbeeld as jou lyf in so groot wanvoeding is daar twee groot goed wat gebeur is. Is amper asof jou selle se generators begin afskakel, né? So jou hart probeer energie spaar, so hy klop 'n bietjie stadiger, en die boodskappe wat jou hart kry van jou selle, met ander woorde ook met al jou minerale, jou natrium, jou kalium, daar's 'n wanbalans, so jou hart doen wat hy kan, maar as jou hart so stadig klop, is dit gevaarlik. As jou skildklier nie meer die generator kan wees van die lyf nie, omdat hy nie genoeg kalorieë kon invat en mikronutriënte dan gaan hy nie meer werk nie, en dan is dit 'n ripple effek. Jy weet, en ons kyk dan ook nou spesifiek na jou kalium in jou lyf. Die erge gevalle in hospitaal het gewoonlik dan 'n hipokalemie en jou hart kan gaan staan. Jy weet, so daar is gewoonlik warning signs. Jy weet, dis nou nie asof jy nog gaan binne 'n maand 10 kg verloor en dan gaan jy skielik 'n hartaanval kry nie. Nee, dis oor 'n langer tydperk, maar jou lyf gaan by 'n punt kom wat dan nie meer kan kompenseer nie. En dan is ons by die punt waar dit 'n severe eating disorder is en jy moet opgeneem word en gemonitor word. Maar ek kan dink, Nantie, toe jy nou daai goed sê van die hartklop en als dit is nogal vreesaanjaend, julle moes julle doodgeskrik het. En dan wil ek ook hoor, Carly, wat is die behandeling wat vir jou gewerk het? Want dokter het nou gesê, dis eintlik op 2 fronte, né? Dis fisies, dis die eet, maar dis ook wat in jou kop is, die feit dat jy die hele tyd aan kos dink. So, wat dink jy, wat was die proses wat jy gevolg het om jou gehelp het om te genees, as jy nou so kan oor praat en terugkyk, hoe het jy op 'n punt gekom waar jy nie meer food noise het nie? Jy moet eers sê, Risa het jou hart gebreek, want sy het gesê, jy mag jy hardloop nie. Ek voel net met daai van hoe jy ook op 'n punt kom waar ek nie meer food noise het nie. Dit is nie eintlik iets wat jy genees nie. Ek het al dit is iets wat as jy begin, hulle noem dit soos recovery. As jy begin met die recovery, dan is dit iets wat jy altyd gaan doen. As jy een keer food noise ontwikkel het en iets soos 'n eetversteuring al mee kennis gemaak het, daar's 'n positiewe en 'n negatiewe kant daarvan vir my, maar dit gaan vir ewig saam met jou. Dit is iets waaraan jy elke liewe dag moet werk. Dit is 'n battle wat jy elke liewe dag moet fight. Dit is soos iemand wat depressie het, moet elke liewe dag hulle self uit die bed optel en hulle kop so skakel dat hulle reg is vir die dag, dat hulle kop op 'n manier draai wat hulle nie voel asof hulle depressie het. So dis 'n battle wat jy elke dag aanhou fight, en
ek het nog steeds daar waar ek food noise het, dit dink ek gaan nooit weg nie. Maar hoekom ek ook sê daar's 'n positiewe kant daaraan, is omdat ek voel ek het 'n baie meer special ervaring as dit by kos kom. So as ek sê nou maar gaan uit eet sê nou maar ons gaan eet 'n stuk koek om iets te celebrate. Die intimacy en hoe special daai stukkie koek vir my sal wees, is 10,000 keer maal wat dit vir iemand anders beteken. Dit is mense ontwikkel hierdie verskriklike special verhouding met kos. Maar so ja, ek wil net begin net te sê dit is om so iets te genees is iets wat jy elke liewe dag moet kies, dis iets wat jy elke liewe dag aanhou doen. En ons het begin op 'n punt, ons het saam met Risa gewerk en saam met 'n ander dieetkundige wat spesialiseer in eetversteurings. En sy het begin deur vir my te sê, okay, maar skryf alles neer wat altyd my gunsteling kosse was. En ek moet vir haar neerskryf presies wat ek eet, hoeveel ek eet. En toe kyk sy daarna toe sê sy vir my, okay, ek eet die perfekte Instagram diet. En na dit, toe sê sy vir my, okay, maar die dinge wat ek ophou eet het, sê nou maar soos Future Life in die oggende en dat ek 'n hele bak pudding op my eie geëet het en nie met my ma gedeel het nie, dat ek vir my skoolkos ingepak het. Dit het ons toe stadig weer begin blootstel. Ons het dit weer begin voorstel en dit het begin by 'n appelkoeskonfyt broodjie. So so daai ander dieetkundige het my baie laat huil. Sy het my verskriklik gehelp, maar sy het my baie laat huil want sy het my forceer om dinge te doen wat vir my irrasionele eetversteuring brein die einde van die wêreld was. En een van daai dinge was, sy het vir my gesê ek moes die skoolkos begin inpak. Ek het ophou skoolkos eet by die skool, so ek het ontbyt, middagete, aandete geëet. En sy het my mal gemaak, want sy wou op 'n maandag weet wat eet ons woensdagoggend, wat eet ons woensdagmiddag, wat eet ons woensdag aand. Sy wou verskriklik baie, ek moes, en sy wou saam gaan kyk dat ek ordentlike kos koop, en wat maak ek, as jy gaan, sy doen dit nog steeds. As ek het kwaai. Maar, so, ja, en toe sê sy vir my, ek moet begin skoolkos inpak, en tussen dit het ek ook regtig op 'n witbrood eet. Ek eet nog steeds baie witbrood net, maar dit nie vir my so lekker is nie, maar toe was dit 'n kwessie van, breinbrood is gesonder as witbrood. So toe sê sy vir my, maar ek moet 'n wit appelkoeskonfyt broodjie vir my vir skool inpak. En die ding van dit is so bietjie, mens kan dit noem empty calories, want dit is appelkoeskonfyt wat net suiker is en dan witbrood. Hou jy nie regtig versadig nie, dis net iets wat jy eet vir lekkerte. En toe smeer my ma vir my die appelkoeskonfyt met botter ook, appelkoeskonfyt broodjie die aand, en daai aand het ek myself, hulle noem dit 'n emotional breakdown in Engels, ek het 'n emosionele ineenstorting gehad, ek het gehuil, ek het amper 'n tantrum gegooi, omdat ek 'n appelkoeskonfyt broodjie skool toe moes inpak, ek het myself aan die slaap gehuil daai aand, my brein kon nie die konsep van die feit dat ek môre by skool 'n appelkoeskonfyt broodjie gaan moet eet, verstaan nie. En die volgende dag by skool, mamma het vir my 'n kaartjie, ek onthou nog steeds en ek het dit nog steeds, sy het vir my 'n kaartjie by my broodjie gesit, en toe sê sy, you got this, en onthou, mamma en die Here is aan jou kant. En soos ek die broodjie moes eet vir pousekos, het ek haar ge-WhatsApp, want dis hierdie totale irrasionele vrees vir gewig optel, van waar wat gekom het, en jou brein besef nie, dit word 'n gewoonte om so min as moontlik te probeer eet, en dit word 'n gewoonte om nie die dinge te eet nie, en dan word daai gewoonte 'n vrees, en soos ek toe met mamma WhatsApp by die skool, en toe is sy basically by die skool by my, soos ek daai broodjie moes eet, en toe het ek op die ouende die appelkoeskonfyt broodjie geëet, en ek dink daai was een van die grootste stappe van my, want na die tyd, daai aand, daai middag, toe kon ek so 'n bietjie terug staan en kyk en sien, niks het gebeur nie. Ek lyk nie anders nie, ek voel nie anders nie, die wêreld het nie ewe skielik ontplof nie, Wêreldoorlog 3 het nie uitgebreek nie, dis okay. En dit is dan wat jy aanhou oefen. So dan moes ek party oggende pap eet. Ek het ophou soos pap eet, so dan moes ek
soos Future Life pap eet, wat nie highly nutritional is nie. Dit het dalk seed oils in, dit het baie suiker in, maar dan moes ek pap eet. Ek moes 1 keer 'n week pudding eet. Ek moes witbrood begin eet. Ek moes kos sonder proteïene begin eet. Net 'n kaas toastie wat net witbrood en kaas is. Ek moes leer om gemaklik te wees met die kos wat my ongemaklik gemaak het. En soos jy dit aanhou oefen, raak jy gemaklik, dis soos om fiks te word. Soos jy aanhou oefen om te hardloop, raak jy beter in hardloop. Soos jy aanhou oefen om die kos te eet wat jou ongemaklik maak, raak jy beter om rasioneel daaroor te kan dink. En Nou so nou en dan sê sy, nou wil ek na Risa toe gaan. En dan sê Risa, okay, julle kan Vrydag my laaste afspraak kry, want dit gaan lank vat. En dan gaan stoei sy en Carly. En hulle gaan, dan sê sy met Carly, maar hoekom moet ek dit? En dan kom Risa met die feite. So, of baie keer op WhatsApp, so, en ek waardeer dit so baie van Risa, as dat sy later met Carly op 'n WhatsApp begin gesels. En dan sê Carly, maar Risa, ek wil nie hierdie doen nie. Hoekom? En dan sê Risa, okay, ek dink daaroor, en antwoord ek jou Vrydag. Dan gaan dink Risa, en dan, as ons daar kom, dan gaan sit sy vir Carly harde feite op die tafel neer. ja, so sy was my information source. So ons het nie lank met die ander dieetkundige gewerk nie. Mamma het gesê sy laat nie te veel huil. Maar en dan as ons wat ons by daai dieetkundige vir my toegesê het wat ek moet doen, het ek dan na Risa toe gegaan en dan het ek vir haar gevra, maar hoekom moet ek doen, want ek wil nie eintlik hierdie doen nie. Hoekom moet ek dit doen? Hierdie boek sê vir my dis nie nodig om dit te doen nie. Ek het ek's mal oor leer en ek's mal oor inligting kry oor kos nog steeds. En dan het ek daai inligting vir Risa gaan neersit wat ek het, dan het ek gaan neersit wat die dieetkundige vir my sê. En dan het ek gesê, Risa, hoekom? Ek wil nie hierdie doen nie. Hierdie is wat hierdie sê en dan redeneer ons so en dan op die ou ende dan wen sy gewoonlik die argument of ons kom op 'n compromise uit. En so leer mens. Ja, en toe het sy vir gesê sy mag nie weer hardloop tot sy 2 kilos opgetel het nie. Of tot haar sorry. Ja, so Carly mag fisies vir Ek mag vir 3 weke, 3 maande nie gehardloop. nee 3 weke. En die ergste van daai 3 weke is dit was in my eksamen. So, hardloop was my stress relief in die eksamen. So ek het elke liewe dag gaan stap toe. En in eksamen sit jy heeldag, so saam met die kos word dit ook 'n ding van hoeveel jy oefen bepaal hoeveel jy eet, hoeveel jy oefen bepaal hoe erg jou food noise is. As jy te veel geëet het, dan wil jy oefen om dit af te brand. As jy as jy nie oefen nie, wil jy minder eet. En daai eksamen wat ek heeldag gesit het en geleer het, nie kon hardloop nie kon oefen nie en meer moes begin eet. Daai het my irrasionele brein meer rasioneel getrein om te besef, maar dis okay. Niks erg gaan gebeur nie. En dit is 'n proses that keeps going elke liewe dag, elke liewe week, heeltyd met mens. Jou irrasionele brein gaan sê, maar hey, dis okay. Ons kan rasioneel hierna kyk. Dalk net belangrik om te sê, Carly was totaal en al behandel as 'n buitepasiënt. Ons was nooit opgeneem nie. Ons het heeltyd so half weeklikse sessies tot dit 2 weekliks kon wees, tot dit 'n maand kon wees, tot dit is waar Carly tot nou toe vandag sal incheck en sê maar die food noise is dalk nou 'n bietjie baie. So vir die ouers daar buite, dit is totaal moontlik om in die recovery phase te kom sonder om opgeneem te word. Maar mens moet ook weet, dit neem baie harde werk en Carly en Nanti, weet nie wie het meer gehuil in my kantoor nie, ek dink dalk Nanti, wat Carly nie eers dalk van geweet het nie. Ja. Jy weet, dis regtig 'n baie intensiewe periode en jou brein, soos hy sê, irrasioneel, maar as jy, hulle sê eintlik as jy 'n BMI onder 18 het, nee, so mens vat jou gewig en jou lengte en as daar formule, daar's klomp apps wat jy dit kan, as dit onder 18 is jou brein eintlik starved, en jou brein kan eintlik nie mooi dink nie. So hy kan nie rasionele besluite maak nie. Hy kan nie insien hoekom, jy weet, so dit is hoekom dit belangrik is om in te gaan van 'n calorie deficit tot 'n sê net maar 'n gebalanseerde kalorieë tot waar jy bietjie stadig maar seker optel. Jy weet, dit gaan nie oor gewig optel nie, dit gaan oor om terug te gee vir die selle wat hulle nou nodig het sodat hulle optimaal kan funksioneer. En dis die moeilike deel en dis waar mense gewoonlik begin. Jy begin as 'n span. Die span begin by die huis. Jy het jou ma nodig of
jou pa of jou ouma of iemand wat close is to jou en dis 'n spanpoging, jy kan dit nie alleen doen nie en die mamma of die pappa kan dit ook nie alleen doen nie. En dan praat ons van, jy weet, die dokter in meeste van die tyd is dalk nie die belangrikste jy weet speler in hierdie formule nie. Die dokter is eers om seker te maak, is jy veilig? Wat gaan ons doen? Waar moet ons kom? En as dit nie gebeur nie, wanneer gaan ons jou opneem? Wanneer gaan ons jou forceer om jou irrasionele brein glikose te gee sodat dit kan begin rasioneel gaan? En Carly het ook gesê die food noise hou op, nooit op nie. Ons weet dit, ek dink as vrouens weet ons almal, die food noise is altyd tot 'n mate daar, maar dis hoe jy deel met die food noise wat dan die verskil is. Laat die food noise nie jou gedrag en jou gedenkprosesse domineer nie. Daar mag dalk ouers wees wat hier luister, 'n ma wat sê ek dink my kind het dalk 'n probleem, maar anders as Carly wat na Nanti toe gegaan het en dit vir haar gesê het en erken het en klaar dit raak gesien het, dalk 'n kind of 'n dogter wat glad nie dit wil erken nie. Die ma sien dalk of die kind eet nie of sy gooi haar kos op of sy dalk so obsessie met kos dat sy nie ophou kan eet nie, wat natuurlik ook 'n ander kwessie is. So hoe gemaak vir 'n ouer wat sien 'n kind het 'n probleem, maar die kind wil nie dit erken nie? Enige raad daar? Ek dink mens moet dan kyk, wie is die kind se go-to persoon? Jy weet, dit is altyd baie moeilik dalk vir 'n ma om te besef jy is nie daai persoon nie, of verskillende persoonlikhede, verskillende interaksies en jy moet dan kyk wie is hierdie persoon se go-to? Is dit dalk 'n tannie, is dit dalk 'n balletjuffrou? Is dit dalk 'n coach of 'n musiekjuffrou of so iets wat dalk, jy weet, wat daar dalk 'n gesprek was en mens moet nooit should never be confrontational. Jy moet nooit na jou kind toe gaan en sê, hey hoorie, jy het 'n eetversteuring, ek dink jy moet nou, nee, jy weet, die sukses gaan ook afhang of die dogter of die seun of jy weet, die persoon begin besef dat dit 'n probleem is, want as daai gedagteproses nog nie daar is nie, baie keer is hulle baie bewus vir baie lank al dat dit 'n probleem is, maar hulle kan dit nie verwoord nie of hulle het nie 'n veilige omgewing om daaroor te praat nie. So jy as ouer moet dan net sê, okay, wie dink jy gaan vir my kan inligting gee oor my kind wat saamstem en wat dalk, jy weet, kan help dat die tiener of die jong dame kan besef dat hierdie nie normaal is nie. Dankie. En Carly, as jy nou so terugkyk, ons weet dit het baie begin met, soos jy self sê, die algoritme en Instagram en dinge. Het jou verhouding met sosiale media verander sedertdien? Want ek moet vir jou sê, en dit is 'n kompliment vir jou, ek dink dit is baie volwasse hoe jy baie self-aware, soos hulle nou in Engels sal sê, maar kan praat oor dit en terugkyk en kan sê wat in jou brein gebeur het en jy weet regtig redelik objektief daarna nou kyk. So, watter groot rol het dit ook gespeel, sosiale media, en het dit verander sedertdien? So, ek gaan nou maar baie bly maak as ek dit sê en sy weet dit eintlik, maar ek is so 'n bietjie op 'n punt waar ek so 'n bietjie van 'n weersin is. soos ek het so 'n bietjie van 'n weersin teen sosiale media en dit kom ook baie van 'n plek af wat ek sien. Ek sê vir my ma, hoeveel keer dan kom ek by die huis en sê ek maar, mamma, al die meisies by die skool het net ewe skielik besluit ons gaan ophou eet. Niemand eet meer nie. Soos almal kyk wie eet die minste. Almal brag oor nie. Ek het nie suiker nie en ek het nie ontbyt geëet nie. Ek het nie by skool nie. En dan dink ek, wat die hel? Wie probeer ons beïndruk? En dan besef ek nee, maar dit kom van Instagram af. So ek het hierdie totaal weerstand daarteen. Ook omdat ek weet wat dit omdat ek weet dat dit my op so 'n manier beïnvloed het en as ek nou daarop kyk dan dink ek maar dit is eintlik so sinneloos en my ma sal nou self so saam kan stem met dit. Ek is nog iemand wat ek is nog altyd iemand wat stroom op wou swem. As al my maatjies pink gedra het, dan wou ek pers dra. As almal hulle hare in ponies gesit het, wou ek my hare in 2 bollas sit. So ek wou nog altyd anders wees. En as ek dan sien op Instagram hoe elke meisie se Instagram story dieselfde is, hoe elke partytjie net 'n kwessie van is ons kuier saam, ons kuier nou eintlik regtig nie so lekker nie, maar ons neem foto's, ons sit dit op Instagram, ons laat dit soos die lekkerste partytjie van wie in die wêreld lyk. Daai het vir my so 'n bietjie geword van regtig guys, dis
dis eintlik so common en hierdie van almal nou net wil ophou eet, wat almal net dis so ja, dis so common en almal volg dieselfde fitness influencers, almal volg dieselfde foodies, almal volg dieselfde raad, almal dink dieselfde oor dit, net as gevolg van hoe influential hierdie mense op social media is. Dan dink ek, maar ek wil anders wees. Ek wil nie negatively influenced wees nie. Ek wil mense positively influence. En dit het nou, so ek het toe later op Instagram, wat ook een van die dinge wat ek moes doen toe ek begin in my recovery proses, was ek het almal wat ek gevolg het op sosiale media, wat hierdie groot fitness gurus was, ek het hulle unfollow. Ek het almal wat die hardlopers en foodies en ek het hulle unfollow. Ek het mense op Instagram gaan soek wat deur of dieselfde proses met eetversteurings is of sielkundiges wat met eetversteurings betrokke is. Ek het daai mense op Instagram gaan follow en so het ek ook geleer. Okay, maar hoe kan ek my breinpatrone aanpas? Hoe kan ek beter raak in dit? Mense wat ek het al baie mense gekry, dan is hulle net soos ek, hulle hardloop, hulle hou van gesond eet, maar hulle het gebattle met 'n eetversteuring en dan volg ek hulle raad. En dit Instagram vir my 'n plek, dit is soos 'n love-hate relationship. Dit het vir my 'n plek geword waar ja, ek kan gaan raad soek as ek wil, maar ek vat ook nie meer die raad van elke ander fitness influencer wat sê eet hierdie en jy sal soos ek lyk nie, want ek het gesien waarna dit lei. Ek het dit self eerstehands beleef. Ek sien dit nou van 'n objektiewe perspektief af, sien ek wat dit aan die meisies rondom ons doen en ek het net besef my Instagram is regtig waar, veral vir meisies, is dit net 'n platform om jouself teen ander mense te meet. Dit is net 'n platform om beter as ander mense te probeer lyk. En toe besef ek, maar dit is nie wat ek vir myself wil hê nie. En dis ook wat ek dink meisies ook meer moet besef. Hulle moet besef, maar that's not the real world en dis nie wie jy probeer beïndruk nie. Ek dink nie net mense van jou ouderdom nie, maar baie van ons ouderdom kan ook daarna luister en daarbey leer. En Nanti, jy wat nou ook soveel ervaring het in hierdie hele sosiale media en wag tot 8 ding. Dalk raad vir ouers ook wat 'n dogter het wat nou einde laerskool is of 'n vroegtiener. Wat het jy uitgeleer? Wat sou jy vir jouself wou sê 'n paar jaar gelede of wat sou jy vir ander ouers sê vir wie 'n soortgelyke pad dalk kan voorlê? Daniela, ek dink ons het eintlik ek wens ek het die hele dag met jou te gesels. My storie het baie lank terug het ons storie begin en het so 'n bietjie daaraan geraak en ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar ek het ook gedog ek is die cool ma en die oulike ma en my oudste dogter wat matriek is op hierdie stadium het ek al vroeg. Sy het al een van my ou fone gekry hier in graad 4 en 5. Ons gedink ons is oulik. Ons het almal gedink ons is oulik. En dis ook by Risa uitgekom het toe sy in 'n totale depressie verval het hier in dieselfde ouderdom as Carly toevallig. Dis toe die tweede keer toe gebeur toe dink ek rarig weer het ek niks geleer nie. En ek dink die raad wat ek wil gee is en ons het met haar by Risa uitgekom en ons het met haar pad gestap met Risa en wat ek so waardeer en wat ek geleer het as 'n mamma is it's not a one size fits all. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek in trane by Risa aangekom het. Wat sit Risa graad waar is dit 2021, 2022 die eerste keer en ek het hierdie verskriklike siek kind by my gehad en Risa het vir my gesê mevrou, sy het my nog mevrou genoem, mevrou, ons sal alleen gesels. En sy het my oudste dogter, want dit is die eerste keer wat ons by haar was, en sy het my oudste dogter alleen ingevat by haar. En toe ek en Carly 'n paar jaar later daar is, toe het Risa geweet, maar ek kan saamgaan. Dis so belangrik om iemand te kry, dink ek, wat jou kind vertrou, nie net met 'n eetversteuring of met 'n emosionele ding nie. En my oudste dogter se kom ook van sosiale media af. Om iemand soos 'n Risa te hê wat jou kind vertrou, wat jou kind kan WhatsApp, wat my kinders klim self in 'n Uber en hulle gaan self na Risa toe. Hulle het 'n verhouding met haar. Hulle kan met haar en ek kan nooit vir haar dankie genoeg sê vir die savvygheid wat sy het om te weet met hierdie kind kan ek alleen praat.
met hierdie een kan ons saam praat nie. Ek dink om te gaan soek, om nie net te settle by die eerste beste dokter nie. Ons was by 'n paar dieetkundiges. Die eerste dieetkundige het vir hierdie arme kind 'n lae kalorie dieet gekry. 'n low carb, high protein diet. Toe nog ek, jy het nie my gehoor nie. Jy het nie ons krisis gehoor nie. En ek het uitgestap en vir haar gesê, luister, jy doen nie wat hierdie tannie sê nie. Nou doen wat mamma sê. Dieselfde met sielkundige hulp, dat een sielkundige werk nie noodwendig vir dieselfde kinders nie. Is gee jou kind die voorreg. En ek het vir altyd vir myne gesê, ons sal iemand soek wat jou kan help tot ons iemand kry wat jou kan help. En ek dink my raad is, moet dit nie alleen probeer doen nie. Hoe meer ons daaroor praat, hoe beter. Kry vir jou iemand kry vir jou dokter soos Risa wat omgee, wat vir my een kind sê jy het medikasie nodig en vir die ander een sê ons hierdie wat we don't do wat my bel. En vir my sê nou kom jy alleen, nou kom jy my sien. Kry hulp, kry mense. Hierdie is moeilik want ek kan nie met mense daaroor praat nie. Niemand in my familie het geweet regtig. Hulle gaan nou weet, maar want ek kan nie haar stuur na ouma's toe en dan probeer hulle koekies in haar keel afdruk nie. Maar kry vir jou mense wat saam met jou kan bid, wat die pad saam met jou kan stap. Ek wil net ook daarby sit. Een van die dinge wat my ook die meeste gehelp het is, my pa en suster is verskriklike groot soetande. Hulle vreet 'n chocolate, 'n brownie. Hulle is so groot op soetgoed. My pa eet wat hy wil, wanneer hy wil. Hy kan nie minder omgee oor kos nie. Hy sal opstaan en hy sal 'n chocolate uit die yskas uithaal en 'n chocolate eet. My suster is dieselfde. Sy gee nie om wat sy eet 'n bak pap in die oggend en sy eet 3 beskuite daarbey en dan sal sy dalk vergeet om hier te eet en dan sal sy hier weer 'n massiewe hele pizza op haar eie opeet en om te sien hoe daai vir my wat ek nog gesukkel het of wat ek sukkel met kos, om te sien daai vryheid wat kom van as jy net sien hoe ander mense nie so consume met kos is nie. Jy sien nie die vryheid wat daarby kom. Hulle lewe is dit soos la die kos. Hulle lewe nie om te eet nie. Hulle eet net om te lewe. En om dit te sien is amper half motiverend om te dink maar, ek wil ook so wees. Ek wil ook daai vryheid hê. En dan besef jy niks sleg gebeur met hulle as hulle net vry eet wat hulle wil nie. Hoekom gaan dit sleg met my gebeur? En ek sê nie mens moet nou gaan McDonald's vir elke middagete eet nie. Dit is baie mense verwys na intuitive eating. So baie keer is jou lyf lus vir die gesonder kos opsie, maar om jou lyf genoeg te kan vertrou dat jy vir jou lyf soveel kos en die tipe kos kan gee waarvoor jou lyf vra. En dis 'n verhouding wat ek met my lyf nog steeds ontwikkel, maar om te sien hoe ander mense dit so moeiteloos doen. Dit is ook inspirerend om te sien. Dit help ook want mense dink so 'n bietjie van maar dan jy sit jou doel vir jou jy maak jou doel 3D. Jy sien jou doel fisies in regte lewe in realiteit. En weet daai, ek het ook al gehoor dat mense moenie op 'n punt kom waar jy sien sekere kos is goeie kos en ander kos is slegte kos en jy weet jy eet net goeie kos en nie slegte kos nie. Dis 'n bietjie 'n meer ingewikkelde proses as dit en soms is daai koekie regtig okay of die hamburger is okay. Voordat ons afsluit, ek weet ons tyd is beperk. Dr. Risa, het jy dalk 'n laaste gedagte wat jy wil deel? Ek dink dit is maar ons moet maar net besef dat die geneesproses 'n lang proses is. Jy het 6 maande vandat iemand na jou toe kom, jy het 6 maande om 'n verskil te maak. Nee, as jy bereik het wat jy kon in die 6 maande, dan is ek het vir Karel ook gesê toe hulle na my toe kom, jy weet, 'n eetstoring is 'n spektrum. Jy weet, hier's die middelpunt waar meeste mense wil wees. Hierbo het jy dalk die mense wat binge eat, jy weet, wat die oorgewig, die binge eat wat ook 'n ander kategorie is, jy weet, en hulle kan nie help nie. Dis 'n storing vir hulle. Dan sit terug na normaal toe en dan hier onder is ons nou by anoreksia. Jy weet waar die tipiese prentjie in jou kop het. Maar daar's groot grys areas. Daar's bietjie onder, dalk bietjie bo en ons mikpunt is net om vir jou op daai spektrumpie te kry van relatief aanvaarbaar.
en jy het 6 maande om dit te bereik. En as ons nie enige sukses behaal het in die 6 maande nie, dan is die risiko vir die pasiënte of die kliënte baie groter om lewenslange eetversteuring te hê. En food noise is seker die belangrikste te woord wat ons hier uitvat. As jy dink jy weet, en hy kan altyd kante toe gaan, as kos jou gedrag en jou besluite beheer, miskien is dit tyd om uit te reik na iemand toe. Baie dankie. So voor ons my laaste vraag gaan vra, wil ek net vir julle al drie sê verskriklik dankie. Soos Nantie ook nou gesê het, baie mense weet altyd nie, ek weet dis nie altyd 'n maklike plek om oor dit te praat nie. Jy moet nogal vulnerable wees, Carly, veral jy wat regtig openlik kon praat en terugkyk en jou storie deel. Ek dink dis nie elke 15-jarige meisie wat daai dapperheid gaan hê nie, en ek dink hierdie gaan verskriklik baie ma's en dogters ook 'n verskil maak. So dankie vir almal van julle. En dan vra ek laastens altyd vir my gaste, wat het jy by jou ma geleer? Ek gaan nou net vir Carly en Nantie vra, maar Carly, wat het jy by jou ma geleer, veral in hierdie proses waar ek dink jy regtig die vrymoedigheid kon gehad het om met haar te praat, maar dan ook Nantie, wat het jy by Carly geleer die laaste paar maande? Daarmee gaan ons afsluit. Ek gaan begin deur te sê ek weet mamma het ook op 'n tyd lank terug, ek dink voordat ek gebore is, het sy ook 'n tyd gehad waar sy gesukkel het met kos en ek dink dit gebeur met meeste vrouens, maar ja. Sy het verskriklik hierdie hele recovery proses na die Here toe gevat. Sy het vreeslik ons geloof daar ingebring en sy het my net, en die feit dat ek ook kon sien dat, maar sy kom nou reg met kos, al het sy daarmee gesukkel. Het vir my gewys, maar dis moontlik vir my ook, en sy het vir my geleer hoe sy net lief is vir haarself en haarself aanvaar, met alles wat waarby sy kom, met alles waarmee sy sukkel, en maak nie saak hoe sy gelyk het, dink sy gaan lyk nie. Sy het my geleer, dis nie belangrik nie, en ek sukkel nog steeds daarmee om nie my waarde aan hoe ek lyk of wat ek bereik te heg nie, maar wat ek elke dag by haar ook leer is, hoe dit net okay is om jouself te wees. Ek hoop nie ek expose haar nie, maar as sy 'n middagslaapie gaan vat, net sy sê nou maar heel oggend in die kar gesit en ons rond gery en sy kom by die middag en sy kom hier na middagete en sy sê, "Joh, sy's moeg. Sy gaan nou gaan slaap." Dan het ek geleer dis okay om net te wees. Waar ek sukkel om myself toe te laat om net af te skakel, te gaan 'n middagslaapie te vat wanneer ek wil. Het ek wel geleer slow living. Dis okay om net te wees, dis okay om net jouself te aanvaar. Dis okay om net vir jouself goed genoeg te wees. Jy hoef niks spectacular te wees om vir jouself goed genoeg te wees nie. Dankie. Ek dink ek het, en Risa sal ook met my saamstem, ek het nog nooit 'n kind gesien wat so kan vasbyt nie. Wat net Die goed en die is sleg, eintlik 'n- nee. Ja, pragtig. Harregat. Maar harregat. Sy knip. Dan en ek het so baie respek vir haar harregatheid. Sy weet waarheen sy op pad is. En sy het so baie vir my en Risa gesê, "Los my, ek sal dit self uitfigure." En dan as ek nie weet nie, dan gaan ek na Risa toe. En dan gaan sy na Risa toe en dan en sy's heeltemal te slim vir my. Nie soos 'n regtig intelligent. En ek het by haar geleer hoe sy die feite hoe sy die intelligente vrae wil vra, hoe sy wil gehelp word. Ek dink dis die mooiste ding. Sy wil gehelp wees. Sy wil beter wees. En ek een van die mooiste goed wat sy vir my laasweek sê is, Risa, ek het nie eers vir jou gesê nie, maar sy sê vir my, ek wil nie soos almal anders wees wat sukkel met sulke gewone goed nie. Ek wil anders wees. Ek wil beter wees. Ek wil die wêreld 'n beter plek maak. En ek bewonder haar vasbyt. Ek bewonder haar dedication. Ek bewonder haar wat sy partykeer in 'n sak en as huil en haar hart uithuil en dan vee sy haar trane af en dan gaan hardloop sy om die blok en dan voel sy beter en môre staan sy op en dan ons het so Laurika Rauch se liedjie is ons, "Hy liewe lewe, jy gaan my nie onderkry." En ek dink dis Carly. Om te sê, "Hy liewe lewe, jy gaan my nie onderkry nie."
Baie dankie julle en ek het ook nou al soveel gesprekke op die podcast met kenners en dokters en sielkundiges, mense soos Dr. Riza, maar wat vir my nog altyd uitgestaan het is almal sê dit kom terug na 'n verhouding toe, nê, 'n verhouding tussen 'n ouer en 'n kind. En Nanti en Carly, ek moet dit vir julle sê dat julle twee met mekaar kan praat, Carly, dat jy na Nanti toe kon gaan en dit vir haar sê Nanti dat jy nie geoordeel het en beklei het nie en vir haar hulp gekry het en gesoek het vir die regte persoon, want dit was juist Hetty Brits wat ook gesê het destyds, onthou ek, na haar trauma van haar verkrachting, as iemand jou nie help nie, hou aan soek vir die regte dokter tot jy hulle kry. En dan ook vir dokters soos Dr. Riza wat soos jy sê 'n tienermeisie en die hart van 'n tienermeisie verstaan. So baie dankie vir julle almal en julle kennis en ek glo hierdie boodskap gaan baie harte bereik. Dankie julle.